Goeiemôre vriende van geloof, hoop en liefde. Dit is Pinkstersondag en ons vier die dag waarop die Here die Heilige Gees oor sy kerk uitgestort het. Daardie Sondag-aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gestaan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Willem, ons het na die oggend toe ons die verhaal gelees het, vir mekaar gesê, eintlik word die hele storie en die boodskap van die storie met 5 woorde opgesom. En elkeen van die 5 woorde het die woord, begin met die letter V. Die eerste woord, vrees. Hierdie kamer waarin die disippels hulle self toegesluit het, is vol van vrees. Dit is so ironies, nee, hulle sluit die deure dig toe, want hulle hoop hulle kan die vrees buite toesluit, maar eintlik is dit andersom. Hulle het hulle self nou met 'n klomp vrees toegesluit binne in hierdie kamer, want hulle is bang en onseker. En dan kyk nou waar Jesus tussen hulle verskyn. In daai oomblik van vrees kom verwelkom hy hulle of hy groet hulle met nog 'n V. En hy sê vrede vir julle. Hy sê nie vir hulle nog meer vrees vir julle nie. Hy sê vrede vir julle in hierdie donker kamertjie waarin hulle is. En hierdie woord vrede, meer as wat ons dit vandag verstaan, die ou mense of die mense van die ou tyd, in daai Bybelse tyd, het presies geweet. Dis eintlik die woord shalom. Dit beteken eintlik 'n tyd van herstel, 'n tyd van groot vrede, 'n tyd van gesond word. 'n Wonderlike woord, hierdie Joodse woord shalom. 'n Pragtige woord wat my persoonlik baie aanspreek. Dit is 'n tydperk of 'n tyd saam met God waar dit 'n vreedsame vryheid is wat eintlik nie in hierdie wêreld beleef word nie. Dit word in die wêreld beleef nie, want voor die sonde, Willem, jy het vir my laas ook daarop gewys, was dit daai shalom, waar God en die mens en die skepping in die paradys, was dit perfekte saambestaan, hè? Die man en sy vrou en die vrugtebome en die diere, die wilde diere, die makdiere en God. Dis shalom. Maar dis nie meer so nie, nee, want die sonde het alles vernietig. Jesus en sy disippels weet dit, hulle probeer die deure toe te sluit om daai onvrede buite te hou, maar die vrees het hulle beetgepak, en jy sê Jesus kom, en hy gee 'n welkome woord om te sê, en die shalom het nou weer teruggekom. Hy wys sy wonde vir hulle, en hulle sien, hierdie Jesus Christus van hulle het opgestaan uit die dood uit. En daar is nou weer shalom in die hemel. Selfs die spykermerke in sy hande, daai kruis wat sy dood gekos het, die sweepsla, daai sweet en die bloed en die slegte dood, kan hierdie vrede wegvat nie. Want Jesus se vergifnis bring die vrede, ongeag sy wonde, nê. Die derde woord is 'n belangrike V-woord. Soos my Vader, nê? Die woord Vader. Jesus sê, God, julle is my Vader, en in Johannes Evangelie sê dit 'n paar keer, is ook julle Vader. Hy het mos vir Maria daai Sondagoggend gesê, gaan sê vir my broers, ek gaan na my Vader toe wat ook julle Vader is. En nou sê hy vir hulle, julle, soos die Vader my gestuur het, soos die Vader my laat leef het op die aarde, so stuur ek julle ook terug,
agter hierdie toe deure uit, sodat julle op hierdie aarde kan gaan leef as die gestuurdes van my Vader. As ek 'n apostel was en ek vrees vir my lewe, want die Jode gaan net soos hulle vir Jesus doodgemaak het, is hulle nou op soek na ons as apostels en hulle wil ons doodmaak. En Jesus sê vir my, vrede vir julle. Die Vader stuur julle of vir ons net soos hy my gestuur het. Sal ek nie alleen dit kan aanpak nie. Beslis nie. En dis daai volgende veewoordjie wat 'n bietjie wegkruip. So voordat ons na hom toe gaan, wil ek amper na die ander veewoord toe gaan wat in die laaste deel van die teks is, die woord vergewe. Want jy is heeltemal reg. Hy stuur ons nie net uit nie. Hy stuur ons nog amper met 'n onmoontlike opdrag. En dis die opdrag vergewe. Daai 4de veewoord, nê. En dis wat jy aanvoel. Jene, is dit moontlik? Moet ons uitgaan en gaan vergewe? En dis presies wat Jesus sê. En so dankbaar, né, dat hy sê, ek stuur julle nie alleen uit nie. Ek blaas my gees oor julle uit. Julle hoef nie alleen hierdie amper onmoontlike taak te gaan verrig nie. Ek gee my krag vir julle en dan gaan julle dit kan doen. Maar dis wonderlik, Willem. Dit is so belangrik dat ons dit raak sien. Kyk, dis die 5de woordjie wat so wegkruip, nê, wat jy net voel ek kan nie dit alleen doen nie. Jesus blaas sy gees oor hulle uit en sê ontvang my gees, nê. Ek dink die 5de V sit binne daai woordjie ontvang. Hulle ontvang Christus se gees. Want ons gees is 'n gees van vrees. Maar Christus se gees is die gees van vrede, van heelmaak, van vergifnis. Want sy gees bring vir jou eintlik 'n liefde wat jou verstand te bowe gaan. En ons weet mos liefde verdryf enige vrees in hierdie wêreld. Hierdie selfde Johannes skryf dit so in sy brief. Ook weer 'n hele paar jaar later, en skryf in sy brief. Hierdie volmaakte liefde verdryf alle vrees en alle selfgerigtheid. Ek wil nou in die volgende video-opname wil ek so 'n bietjie verduidelik wat hierdie werk van vergifnis beteken en hoe ons deur die Vader gestuur word met Jesus se gees om dieselfde werk te gaan doen. Wonderlik is dit. Hierdie lig wat nou opgekom het vanoggend wat ons die son noem en so 'n beeld, 'n skadubeeld van my en jou hier op die muur gooi, né, is eintlik net die helfte van God se groot geskenk aan ons in hierdie wêreld. Hy bring die lig op in ons harte. Hy gee vir ons sy oë en sy hart dat ons kan uitgaan en absoluut sy liefde vir die wêreld deel met mense. So Willem, die skare wees, nê, sal nie daar gewees het as hier nie 'n son opgekom het vanoggend nie. As ek en jy maar nou net soos vroeg vanoggend nog voor die son opgekom het, sit en gesels het, sou ons nie self kon gesien het of mekaar gesien het nie. Maar nou begin sien ons eers die profiele en ons begin verstaan iets van die boodskap. En ek dink net nog in die kamera omdraai en vir ons wys hoe pragtig lyk hierdie wêreld waarheen die Here ons stuur. Kom ons gaan deur hierdie toedeure en ons gaan leef nou vreesloos. Ek gaan in die volgende video vir ons verduidelik hoe ons dit doen. Jesus love, wat redding bring. Jesus love, wat ons laat sing. Uitgekom om skuld te dra, ook vir ons in Afrika. Laat die lig skyn oor Afrika. Jesus is alleen wat harte kan verlig. Laat die lig skyn oor Afrika. Laat ons in die lig en waarheid bly. Laat die lig skyn. Laat die lig skyn. Laat die lig skyn oor Afrika. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Julle, baie sterk woorde vir ons as mense van geloof en hoop en liefde. Wat 'n pragtige setting, nê, het Willem hier vir ons uitgekies. Ons is nou nie meer net die skaduwees teen die mure nie. Nee, Jesus het ons nou uitgelei en hy sê, maak oop hy toedeure.
gaan uit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek nou vir julle ook. En dan het hy oor hulle geblaas en gesê, ontvang my gees, dieselfde gees wat in my is. Ek wil begin deur net 'n storie te vertel, want ek dink die storie gaan vir ons help om hierdie vers te verstaan, waarmee baie van ons hierdie week so 'n bietjie geworstel het om te verstaan wat beteken dit dat ons ander mense se sondes moet gaan vergewe. Dit is 'n bekende storie, en miskien ken jy die storie, maar miskien is jy lus om sommer net op Wikipedia weer te gaan lees, of dalk wil jy sommer self die storie gaan lees van Victor Hugo. Hy is 'n Franse skrywer, en hy het die boek geskryf met die titel Les Miserables. Ek dink dis hoe jy dit in Frans uitspreek. Ons sal dit in Afrikaans sê, Die Miserables. Dis 'n storie wat gaan oor hierdie karakter Jean Valjean. Hy is 'n veroordeelde misdadiger. Hy het 'n brood gesteel van sy suster se seun of so iets op 'n stadium. As 'n jong ou is hy toegesluit. Ek dink is iets soos 15 of 18 jaar wat hy in die tronk deurbring. En dan kom hy uit op parool, maar hy bly 'n misdadiger. Niemand mag vir hom blyplek gee nie, niemand mag vir hom werk gee nie, maar hy kan 'n bietjie uitkom. En dan beland hy die aand, in 'n baie slegte stormagtige aand, klop hy aan die deur. Dis die deur van die biskop se huis. Die huishoudster maak die deur oop en die biskop nooi hierdie veroordeelde misdadiger in. Hy weet Jean Valjean is 'n misdadiger want hy sien sy papiere. Maar hy nooi hom om saam te sit aan die tafel en hy bedien vir Jean Valjean met sy beste silwer eetgerei. Daai nag besluit Jean Valjean, hierdie silwer eetgerei van die biskop is sy enigste paspoort na vryheid, en hy steel al daai messe en virke en lepels. Hy sit die silwer in 'n sak en hy probeer weg te kom in die nag. Seker met die idee om later hierdie silwer te gaan verkoop. Die polisie vang vir Jean Valjean met hierdie klomp silwer eetgerei en besef onmiddellik dis die biskop se. Hulle bring hierdie misdadiger vir die biskop met hierdie klomp silwer eetgerei wat hy dan nou gesteel het. In die volgende oomblik sê die biskop vir die polisie, meneer Valjean is nie 'n dief nie. Hy het nie dit gesteel nie. Ek het hierdie silwer eetgerei vir hom gegee as 'n geskenk. En hy sê, meneer Valjean, ek is bly jy's terug, want jy het ook vergeet om my 2 silwer kerskandelare saam met jou te neem. En dan sit die biskop nog in die sak die 2 kandelare ook. Die polisie is natuurlik verbaas en dan laat vir Jean Valjean vry. En dan begin die hele storie te ontvou. Hoe hierdie vryspraak van die biskop, hoe hierdie vergifnis van die biskop, hierdie veroordeelde misdadiger se lewe verander. En die storie rol pragtig uit, waar hierdie misdadiger later die burgemeester word, 'n sakeman word, wat 'n klomp mense wat deur die wêreld uitgegooi word, inneem as werknemers in sy fabriek en hulle lewens help herstel. Gaan kyk weer na die storie, want ek dink die storie wat die biskop doen met Jean Valjean is presies wat Jesus sê ons met die wêreld moet gaan doen. Jy sien wat Jesus wil sê is, ouens, kyk my wonde. Kyk hoe stikkend is my hande. Kyk my sy. Ek het gesterf vir die wêreld. Want dit is God se oplossing vir die wêreld. Wat is die oplossing vir die wêreld? Dat ons van ons sondes vrygemaak word. Dat ons nie soos misdadigers loop nie, en dat ons ook nie meer aan mekaar as misdadigers hoef te dink nie. Jesus dink nie aan sy vriende daar in daai toekamer as, dis julle wat my verraai het 2-3 dae gelede. Dis julle wat nie saam met my kon wakker bly toe ek bang was nie. Dis julle wat nie my boodskap verder vat nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê vir hulle, die shalom breek aan. Ek het die wêreld se sondes klaar weggevat. Gaan sê dit vir die wêreld. Julle, is dit nie wat ons werk is nie? Namibië is op 'n baie moeilike oomblik. Windhoek is nie meer so 'n wonderlike stad soos dit dalk nog 'n paar maande terug was nie. Hier is nie meer vliegtye wat toeriste bring nie. Hier is nie meer vryheid om te beweeg nie. Ons moet met maskertjies loop. Ons is eintlik bang om uit te gaan. Kyk wat doen Jesus. Hy sê, weet julle wat het Namibië nodig? Namibië het mense van geloof nodig. Mense wat sal uitgaan en vir ander mense sê, ons is vergewe. Ons is vry. Ek vergewe jou. Ons kan mekaar vergewe. Ons kan God se shalom, God se vrede met mekaar al begin leef.
As 'n tweede dingetjie wat ek wil hê ons moet ook nog raak sien. Die biskop moes sy silwer eetgerei prys gee. Jean Valjean se lewe was vir hom baie meer werd, baie meer potensiaal gehad as die silwer lepel waarmee hy elke aand sy sop eet. Maar as hy die silwer lepel dalk vir hierdie tronkvoël gee, net dalk gaan hierdie tronkvoël met sy energie en sy geleenthede die silwer lepel omsit en 'n klomp ander mense se lewens aanraak. Julle, dis wat Jesus vir ons sê op hierdie oomblik. Ons met ons geleenthede, dalk daai selfde plek waar jy werk op hierdie stadium, dalk daai plek waar jy worstel op hierdie stadium, dalk daai frustrasie wat jy het met die skool se manier van organiseer op hierdie stadium, dalk die vrese wat jy het. Dalk daai selfde huis waarin jy is en wat jy voel, maar dit is nie soos wat jy dit graag wil hê nie. Presies daar stuur Jesus ons na toe terug en sê, gaan terug na jou vrese toe en gaan sê vir daai mense, ons is almal vergewe. Kom ons werk 'n nuwe lewe uit, met die gawes wat ek het, met die geleentheid wat ek het, met hierdie oomblikke wat ons het, sodat julle ons nie meer in donker kamertjies hoef te leef nie, maar in hierdie pragtige wêreld, wat die Here sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek bring die shalom, julle is vergewe. Kom ons gaan leef met ons wonde en God word mens in stille nag, duisternis word helder dag, ewig lig word uitgedra, ook vir ons in Afrika. Jesus. Here, soos die apostels met baie vrees in daai kamertjie ingegaan het en die deur gesluit het en probeer wegkruip het van die dood en vervolging, Here. Here, het ons hierdie laaste paar maande het ons ook dalk ons deure gesluit en die dood gevrees en hierdie virus gevrees wat ons gaan doodmaak. Maar Here, U kom staan vandag tussen ons. U wys vir ons die lewe na die dood. U wys vir ons die wonde van oorwinning. En U sê vir ons dat U Vader is ons Vader en hy stuur ons soos hy U gestuur het. En daar's vrede vir ons as ons hierdie roeping ontvang, wanneer ons U Gees omhels. Here, laat ons deure oopsluit, laat ons uitgaan en dat ons U vrede met die wêreld gaan deel. Here, ons bid nou vir die skole, al die onderwysers wat teruggaan en hulle werk verder gaan, Here. Ons sê dankie dat ons as Namibië, dat die kinders weer kan skool gaan en die jaar kan klaarmaak hierdie jaar, Here. Gaan met elke kind en elke ouer wat 'n vrees het van wat as hulle die virus kry, Here. Gaan met hulle dat hulle vrede vind in wat hulle gaan doen en hoe hulle dit gaan doen. Gaan ook met die onderwysers en skoolhoofde wat nou besig is om planne uit te dink hoe om die kinders se veiligheid te bewerkstellig, Here. Gaan met hulle, mag hulle die beste opsie en oplossing kry wat vir almal tot 'n voordeel sal wees. Here, ek wil vanoggend kom dankie sê. Dankie vir besluite wat geneem is. Dankie dat ons weer ons kerkdeure mag oopmaak en dat ons byeenkomste mag hou. Here, ons weet dat dit 'n gebou is, maar tog ook 'n plek waar ons mekaar kan omhels en mekaar kan ondersteun. Baie dankie vir daai geleentheid wat weer vir ons daar is.
wees U met vir ons en dat ons ook veilige eredienste kan hou. Wees ook met die res van die land se kerke. Here, en dit is so dat ons nou in Namibië goed voel oor ons manier hoe ons nou hierdie virusding aangepak het en op die oomblik nog bestuur. Maar Here, daar's 'n klomp van ons wat dink ons het die stryd in die ekonomie byna nou verloor, want as 'n mens kyk hoe die minister van Finansies sukkel om al die goed te laat klop en hoe die skuld net meer raak en ons amper onsself nou wil verslaaf aan buitelandse skulddelgers, dan weet ons nie, Here, hoe gaan ons regtig die res van die jaar end uitmaak en hoe gaan dit volgende jaar lyk en hoe gaan die toekoms vir ons kinders lyk in hierdie land nie. Maar Here, dis nou weer om terug te klim in daai kamertjies vol van vrees. Soos wat die kerk se klok nou vir ons gesê het, julle is dienskneg konings wat uitgestuur word in hierdie wêreld in. Dankie dat U Gees oor ons uitblaas. Dankie dat dit 'n Gees is wat vir ons stuur om die werk van die Vader te gaan doen. Ons hoef maar net te vertel van die vergifnis. U het die vergifnis reeds gegee. Ons hoef maar net te vertel van die vrede. U het reeds die vrede bewerk. Kom nou, Here Jesus, mag die Gees deur ons elkeen werk in hierdie week. Oral waar ons beweeg, waar ons werk en waar ons woon. In die naam van Jesus bid ons dit alles. Amen. En waar die disippels ook in daardie tye onder andere omstandighede moes leer om kerk te wees, so is dit ook vandag nog dat wanneer omstandighede verander, ons as kerk moet leer om in daardie omstandighede waarlik kerk te wees. Daarom ook maandag die leiersgroepvergadering waar ons gaan luister vir die onderskeiding van die Here om ons te lei oor hoe Akademia ook in hierdie tye moet kerk wees. Dan kan julle in die nuusbrief vanoggend dan ook lees oor Hemelvaart en Pinksterdag en die rol wat bidure gespeel het en Dr. Andrew Murray ook gespeel het in die ontwikkeling van die kerk in daardie tyd. Dan is ook van die Huguenote College die bietjie inligting, die historiese agtergrond oor die 1918 greeppandemie in Suid-Afrika en julle kan gerus daar op die skakel ingaan en bietjie meer daaroor leer. Weer eens baie dankie net aan elkeen vir julle bydrae wat betref dankoffers in hierdie tyd, of julle dit nou direk inbetaal of met die pay-to-day toep. Ons is julle baie dankbaar daarvoor en ons sal ook vir onderskeiding luister hoe om daardie dankoffers korrek aan te wend in hierdie tyd. Ja, Piet Skols het Vrydag 'n baie belangrike mylpaal bereik, natuurlik 90 jaar oud geword, so net weer eens baie geluk daarmee en dit was 'n voorreg om die wonderlike vrede en dankbaarheid in sy gesig te sien Vrydagoggend met hierdie mylpaal wat hy bereik het. Die res van die verjaarsdae vir hierdie week is vandag Keegan Durant en Janke Botes. Dinsdag is dit Sarel Smit en Zeta Steenkamp, Woensdag Marike Oosthuizen, Willem Steenkamp en Anita Foster, Donderdag Eddie Langford en Babette Vermeulen en Saterdag Krishna Matee en Alida Thuise. Mag julle 'n wonderlike en geseënde week verder hê. Totsiens. Jesus love.